Gek oor haar eie Afrika Ondier episode 94. Lia drafstap bly nader toe sy Sergio donderdagmiddag 'n klein bietjie vroeër as gewoonlik by die plaas ek sien inry. Hy lyk veel meer ontspanne as gistermiddag, seker na 'n bietjie meer normale dag by die hospitaal. Alright, so normaal as wat dit moontlik kan wees, nadat die ouens van natuurbewaring met 'n vrag makdiere, honde en katte daar aangekom het, almal in hokke om hulle te laat spui. Gratis, eis die regering, of dit moet vernietig word, ook gratis. Sergio het vroeër vir Lia die selfie gestuur, hy en Rory tussen die hokke. Hulle kan mos nie hierdie deur mekaar spul net afmaai nie. Kyk al die gesiggies. Hulle sal maar begin met die snip. Dan moet natuurverwarring se ouens hulle maar oor 'n paar dae weer kom oplaai en daarna gaan aflaai by die staatjies waar hulle die oeste gemaak het. Dit was lekker om deur die dag van hom te hoor, agter te kom dat sy gemoedstoestand soveel beter is. En toe hulle klaar gewerk het Sergio handskoene uitgetrek en blykbaar afgekondig. Genoeg mense, ons neem die res van die dag af. Lig hy nou vir Lia in, toe sy die deur daar aan die bestuurderskant oopmaak. Jy, en toe kom jy huis toe. Ook nie dadelik nie. Ek het eers tussen die leeukampe gaan deurry, om te kyk of my 2 nomade vrede gemaak het met die feit dat die Waapad nie meer hulle woning is nie. Daar die pragtige maanhaarleeu's wat ons mos gister teruggebring het huis toe. Hy trek sleutels uit die aansitter en swaai sy bene uit die bakkie. Ek wil by Katja hoor of Navara sal belangstel om hulle in te neem. Jy, 'n roadtrip na Navara met leeu's, ek gaan saam, juig sy. Wel, ek beplan nie om sonder jou te gaan nie. Sergio maak bene en arms oop vir haar om in te stap. As hy sit, is hulle mos amper ewe lank. En sy is in die hemel, besluit Lia, en smelt teen sy bolyf vas. Sy arms vou om haar. Nou weet jy alles wat in my dag gebeur het? Sy mond is naby aan hare. Wat het my vroumensie alles vandag reg gekry? En toe soen hy haar. Wanneer hy sy mond later wegvat, antwoord sy, kwas opgetel en ingespring om die nuwe kombuis en eetlokaal so bietjie te versier. Peer en my pa het kom help. Hulle is nog steeds daar besig. Ons kan nie ophou voordat dit nie klaar is nie. Dan wil ek sien, ek wil gaan kyk. Sergio se amberbruin oë blink. Hy stel regtig belang in alles wat sy doen. Sy tree uit sy arms en hy staan op. Nou kom ek gaan wys vir jou. Saterdag maak ons dak nat met Sylvie en Haya se geheime bachelorspartytjie. Kom hel of hoge water. Zing en hy werk tussendeur aan die elektrisiteit en die sonpanele daarboop, maar Haya weet nie dat dit moet klaarkom vir hom en Sylvie nie. So moet asseblief niks van Saterdag voor hulle laat val nie. Klink vir my asof Maria alweer beplan om jou verjaarsdag ook oor 'n week hier op die plaas te doen. Dink jy sy wil dit in die nuwe eetlokaal doen? Vra Sergio. Nee Sergio, ek dink nog nie eens aan volgende week nie. As dit van my afhang, is dit net ek en jy iewers langs 'n dam met die son wat voor ons ondergaan, daai dag. So jammer, dat hier te veel mense is wat graag die dag met my pragtige vrou wil deurbring. Spot hy. Jy reken nie. Lia stap voor hom uit en toe steek sy voor die wye deur van die eetplek vas. Ouma se deur van hulle huis daar in Kalben in Pretoria, met die glaswerke aan weerskante, daai ronde mure, ronde vensters, wat tipies van daardie era is. Alles wat sy mos deur die treklorry laat aanry het. Daar is 3 trappe wat na die stoepie lei. Daar is 'n groot asbespotte aan weerskante, waarin kykiepierings in Pretoria gegroei het. Lia het die kykiepierings se wortels teruggesnoei en dit vereers in kleiner plantsakkies geplant, toe sy hulle uitgehaal het in Pretoria. Dit lyk asof die goed nou vrek is.
of hulle hang met 'n dun lewensaar aan die lewe. Dalk loop hulle in die lente weer uit, maar helaas, daarvoor het sy nie baie hoop nie. Dit was te lank onversorgd daar in die store in Pretoria. Manuel en sy span gaan in elk geval die droë stokkies môre in die potte plant met kompos, hoendermis en al die doepa waarin hy gewoonlik sy groente plant. As die plante groei, staan daar 'n klein stukkie van haar en haar pa se grootwordhuis se fasade nou hier op Hurters Retreat. Nou moet jy eers jou oë toemaak, leeuman, gebied Lia, wanneer hy gehoorsaam, vat sy hom aan die arm. Sy roep uit, ons kom deur, ek en my Afrika ondier. Daar is 'n geskuifel binne en toe staan almal teen 'n een muur en wag dat Sergio moet inkom. Lia maak Sergio in die middel van die vertrek staan. Nou mag jy maar om jou rondkyk. En hy maak sy oë oop en hy trek sy asem in. Daar voor hom is die sement uitgekerf in 'n mees fantastiese sonsondergang met die silhouette van elke dier wat Lia hoop om weer in hierdie deel van Afrika te sien loop, reg rondom hulle, teen elke muur. Goeie genugtig, wanneer het jy dit alles gedoen? Vra Sergio. Nie net ek nie, ons almal, keer Lia. Tussen gister en vandag, die bouers het daar 'n maandag al klaar gepluister. Ek het die uitkerf werk gister begin doen, terwyl my pa, Peer en die twee van die bouers die sonsondergang se agtergronde met die rollers geverf het. Ek het met 'n spons ingekom, sodat ek die kleure tussenin kan laat blend, sodat dit in mekaar vloei. As dit nie vir daai hand was nie, het alles maar poewerig gelyk, verklaar haar pa ernstig. Maar alles is seker nog sopnat. Gaan julle mooi werk nie kraak of afdop nie? Vra Sergio besorg. Nee, mos nie as jy plasterkie in jou pleistersement en in jou verf gebruik nie. Dit gee 'n eislike troue af, vertel Stiel die voorman trots. Zing en Aya het klaar draad getrek. Nou skroef hulle die muurproppe en skakelaars se voorkante op. Die elektriese werk is so byna klaar. Lia het al die diere en bome se buitelyne darm vir ons eers uitgekrap, so ons ander kleur net in. Ek het laas op kleuterskool so lekker gespeel, bieg Stiel. Die ander manne is besig om die badkamers reg te kry. 'n dames en 'n manne een. Die water is ook al aangelê, maar niemand mag gaan sit voor Saterdag nie, kondig hulle af. Plastertjie kan net soveel wonderwerke in 2 dae doen. As iemand vanaand op die toilet gaan sit, beland hy op sy alie, want die sement is nog nat. Ek sien Aleid se vliegtuig is uit, maak Sergio spesiaal geselskap met Peer in Engels. Die man verstaan alles wat hulle in Engels praat, maar Portugees sit vir hulle ore aan. Hy werk nog aan die verstaan van daai taal. Hy en Peer en Aleid is mos Fransmanne. Ja, hy is Johannesburg toe om Sylvie se broer te gaan haal, sê Peer. En Haya se broek is aan die bewe. Blykbaar is haar broer nog al 'n gesiene ou in Amerika. Hy het ook mos medies geswat, soos sy. Toe het hy inheemse medisyne geswat. Eintlik tot op doktersgraad daarin ook, en hy het lang klas gegee aan Harvard se medical school. Die man is trots Indiaans. Sy naam is Arend Trap op Wolke Sing. 'n tradisionele naam, verduidelik Haya streng, toe hy sien dat Sergio hopeloos te breed glimlag oor die Arend Trap op Wolke Sing. Beslis is dit nie nou die tyd vir enige persoon om vir sy swaar se tradisionele name te lag nie. Hy voel al klaar minderwaardig teenoor die man soos wat dit is. Net toe kom Maria en Manuel van die kombuis se kant af. Hulle hou borde met gesmeerde broodjies en salami, dun gesnyde ham en roomkaas.
John maak sy ma se ou 19 voetsak Fuchs yskassie oop en haal bier en wyn uit. Daar was 'n nuwe yskas ook in ouma se kombuis, maar elke keer as ouma vir Fuchsie wou verkoop, het Lia die blou aapstuipe gekry. Daai yskas gaan nog sy 4 voetjies iewers vol staan, en hier is hy nou, met sy ronde gesiggie en kenmerkende Fuchs handelsmerknaam. Dit dra absoluut by tot die atmosfeer van die plek. So hier en daar gaan sit iemand op 'n steierplank. Die res van hulle gaan sit plat op die grond, sodat hulle kos kan eet. Gaan julle nog lank hier wees? Vra Sergio, toe die klomp na ete weer kwasse gryp. Asof teetyd pas verby is en die res van die werksdag nou net gaan begin. Nee man, dit is darm nou al aand. Hy is seker moeg. Jy is seker doodmoeg, sê Lia. Gaan stort en kruip in as jy wil. Ons sal seker in die volgende uur of 2 kan klaarmaak hier. Dan is dit net laaste afrondings en ver van die kombuis en badkamers môre. So, nee, gaan slaap gerus. Nee, ek wag maar eers vir jou. Is daar iets wat ek intussen kan doen? Ja, maak asseblief seker dat die verfblikke behoorlik toe is. Daar is 'n hamer, klop hulle aan die bokant. Natuurlik is dit veel lekkerder om na die tyd hand aan hand met Sergio na sy plek toe terug te stap. Daar die reëlings van voor die naweek in Tofu, jy in jou plek en ek en myne, het gelukkig nou in die stof gebyt. Hulle vra liewer, waar val ons vanaand plat? My plek of joune? Vanaand is dit Sergio se plek. Hy moet buitendien sy e-posse beloer, voordat hy uiteindelik ook sy oë kan sluit vir die aand. Lia maak vir haar laaste koppie koffie, toe hy uitroep, dink jy Stiel en sy manne sal na dese vir my Franse base ook wil werk? Regtig, ek sal jou Franse base oop mond soen, as hulle vir my bouers kan werk gee, roep sy bly uit. Natuurlik sal hulle. Nee, jy sal nie, raas Sergio verontwaardig. Ek sal dit nie toelaat nie. Wat sal ek nie en wat gaan jy nie toelaat nie? My mense oop bek soenie. Ek gaan vreeslik eksepsie daaroor neem, sê hy. Sergio, dit is net 'n sê-ding, 'n grappie tussen ons Afrikaner mense. Julle Afrikaners is 'n banale spul. Hy staan sommer van die stoel daar voor sy rekenaar af op. Sy hande en arms is steeds aan die beduie van verontwaardiging. Verbeel jou oop bek soen van alle dinge. Jy's nogal reg. En kan hy perform? Sy sal liewer nie verder daarop uitbrei nie. Sy vra, hoe lyk jou program vir môre, Sergio? Ag, nie die klomp pasiënte waarop ons vandag geopereer het opvolg. Hoekom vra jy? Ry later deur die dag saam met my bonsai toe. Ek wil vir Haya en Sylvie iets gaan koop vir hulle geleentheid Saterdag. Ek sal moet saam met jou gaan, want ek moet ook vir hulle iets gaan koop, sê hy. En wat wil Sergio vir hulle koop? 'n Karstoeltjie, sien sy toe hulle in die winkel instap die volgende dag. Sergio, ons is hier om iets vir die mense te koop, nie vir die baba nie, trap Leo hom vas. Is 'n baba nie ook 'n mense nie? Wil hy verontwaardig weet. Natuurlik is 'n baba 'n mens, verduidelik sy geduldig, maar hierdie is eers pappa en mamma in wording se beurt om die belangrikste gaste van die dag te wees, ten minste tot na hulle troue. Nou wat sou jy beskou as 'n goeie geskenk vir 'n man en vrou wat gaan trou? Vra Sergio en kyk om hom rond. Glase het ek gedink, of mooi handdoeke. 'n Mens kan nooit genoeg van enige iets daarvan hê nie. My pa en Paula is van plan om vir hulle airfryer te gee vir die troue self. Is dit? Nou wat gee ek en jy vir hulle vir die troue self? Wel, kom ons koop die handdoeke en die glase, en dan besluit ons wat van die 2 kry hulle Saterdag, en wat daarvan kry hulle volgende week. Ok, dan dra ek ten minste die helfte by, en ek koop 'n kaartjie. Nee,
Sergio, jy koop nie 'n kaartjie nie. Het jy alweer vergeet dat een van ons 'n kunstenaar is en die ander een 'n veearts? So die veearts moet nie 'n kaartjie koop nie en niks doen nie. Waar kom jy daan, Sergio? Jy moet vir ons die kaartjie gaan maak sodra ons by die huis kom. Lia man, nee vervlaks. Ontspan, Leo man. Ek sal dit nie aan jou doen nie, ek sal die kaartjie maak en jy kan die helfte van die handdoeke betaal. Ons koop 'n stel baksteen rooi handdoeke vir hulle. Ek hou meer van hierdie grys-blaues, trek Sergio dwars. Slim plan. Lia haal 'n badlaken, 'n gewone groot handdoek en 'n gesighanddoek van die 2 kleure uit. Die vrou by die toonbank bind linte om elke stapeltjie en toe sy dit wil oplei, sê Lia, split asseblief die bedrag. Ons 2 betaal om die helfte. Sy sien sommer hoe Sergio ontspan oor die reëling. Jy weet seker in die stadium, sê Lia, toe hulle met die pakkies uitstap, jou pa en ma laat hierdie maters van jou ook weer verniet, daar by hulle by Paradys tuis gaan. Hulle het blykbaar agtergekom dat dit die Sylvie is, wat saam met Paula daar tuis gegaan het, wat die haai-slagoffer so mooi gehelp het, en toe die volgende dag saam met jou teruggery het, hiernatoe. Nee, ek het nie geweet nie, antwoord hy, maar dit is hoekom my ouers nooit in hierdie lewe ryk sal word nie. Seker nie, Lia loer op haar selfoon. Dit is amper etenstyd. Kan ek vir jou middagete by die Foos se restaurant gaan koop? Ja, dankie, dit sal lekker wees, maar ek betaal, sê hy. Maar dit is hoekom jy ook nie in hierdie lewe ryk gaan word nie, Sergio, spot sy. Word vervolg.